Goeiedag almal. Ek is Mani van Bloemfontein. Dit is vandag Maandag, die 5de Januarie 2026. Ons doen die nuus in kollig en ons hoofopskrif vir vandag sê: Menseredder red verskeie lewens. Hy is 'n hero. Dis hooftrekke vir vandag. President CR toon medelee met 40 afgestorwenes van skieoord na brand lewenseis. Man red lewens by see. Hy's almal se hero. Vliegtuig stort neer in Bloemfontein. SA20 reeks spanne behaal goeie uitslae. Sabalenka wil weer teen Kyrgios gaan speel in tennis. Stormer steeds bo aan VRK punte leer, al is hulle wedstryd agter. 'n Menseredder van Strandfontein, wat aanvanklik nie kon swem nie, het danksy sy paraatheid onlangs op sy afdag 4 lewens insluitend die van 2 kinders by die Millers Point strand aan die Valbaai kus gered. Sadiq Parker, wat 25 jaar oud is, wat al vir so wat 9 jaar 'n menseredder is, was hy afgelope Saterdag saam met sy familie by die see toe hy 'n lawaai gehoor het. Op pad na die dryfapparaat het 2 van die volwassenes ingegaan om 2 kinders te probeer red. Parker het 'n pink reddingsboei gegryp, aangesien hy gesien het die volwassenes wat die kinders te hulp gestel het, is ook in die moeilikheid. In die water het hy die reddingsboei aan die volwassenes oorhandig en albei die kinders styf teen sy eie bors vasgedruk. Na so wat 6 rondes van KPR het die meisie uiteindelik bygekom. Terwyl hy op die paramedici gewag het, het die een meisie kort daarna haar bewussyn verloor en dan weer bygekom. Albei die kinders is aan die medici oorhandig. Ek red nie lewens om trots te voel daarop, het Parker gesê. Ek doen dit want ek wil 'n lewe red. Die passie is in my om hierdie gemeenskapsdienste kan lewer, het ook oor die jare heen sterker geword. Dis 'n vrywillige werk. Ek doen dit want ek dit graag wil doen. Hoop om vanjaar sy meestersgraad aan te pak en ook om 'n menseredding te verbeter. Hy raai jong mense aan om by menseredding betrokke te kan raak. Parker vra dat mense met basiese waterveiligheid vertroud raak en om altyd tussen die rooi en geel vlae op die strande te swem. Ek is dankbaar dat ek Saterdag op daardie strand was. Ek wil nie eens dink wat met die mense kon gebeur het nie. Die Departement van Internasionale Betrekkinge en Samewerking het 'n Suid-Afrikaanse VS-assosiasiekamer gestig om propaganda oor wit volksmoord teen te werk. Volgens Lamola het die Suid-Afrikaanse regering deur middel van sy departement van verskeie strategieë in werking gestel om beweringe oor 'n wit volksmoord of die moord op wit boere teen te werk. Deur die assosiasiekamer word die politieke hoofde voorsien van aktuëre feite deur ontledende verslae en betroubare en akkurate inligting, het Lamola gesê. Die departement se kantoor vir openbare diplomasie het ook 'n kommunikasie en mediaplan opgestel wat aan die regering 'n platform gee om spesifieke veldtogte aan die publiek oor te dra, plaaslik en internasionaal, sê Lamola. Brand South Africa, amptelike bemarkingsagentskap van Suid-Afrika, help volgens Lamola ook om waninligting teen te werk. Die Suid-Afrikaanse regering en ander beskuldig AfriForum en Solidariteit al lank daarvan dat hulle beweringe oor wit volksmoorde in Suid-Afrika aan president Donald Trump gepropageer het. Die organisasies ontken dit ten sterkste en sê die beweringe word deurlopend verkeerdelik aan hulle toegeskryf. Kali Kriel, uitvoerende hoof van AfriForum, het weer daarop klem gelê dat die Suid-Afrikaanse regering self verantwoordelik is vir die gespanne diplomatieke betrekkinge met Amerika. President Cyril Ramaphosa het sy diepe hartseer en medelee betuig met Switserland na die grootskaalse lewensverlies weens 'n brand in die dorp Crans-Montana. Minstens 40 mense is oorlede en meer as 115 beseer toe 'n brand in 'n vroeë oggendure op 1 Januarie by die kroeg van 'n skieoord uitgebreek het. Suid-Afrikaners staan in solidariteit met die mense van Switserland terwyl hulle treur oor hierdie tragiese lewensverlies. Ons gedagtes en gebede is met die bedroefde families en almal wat deur hierdie hartverskeurende voorval geraak is, so 'n leie verklaring van die presidentsie. President Donald Trump van Amerika het heftig gereageer op Frankryk se besluit om aan die Hollywood-akteur George Clooney en sy vrou Amai en hulle 2 kinders Franse burgerskap te gee. Trump wat anti-immigrasiepartye in Europa steun, sê Frankryk is welkom om die akteur en sy gesin te vat. Die Oscar-wenner is 'n jarelange ondersteuner van die Demokratiese Party en is ook 'n uitgesproke kritikus van president Donald Trump. Die Franse regering se besluit oor die Clooneys kom te midde van strengere taal en ander vereistes vir burgerskap wat op 1 Januarie in werking getree het. Die vlieënier wat dood is toe sy vliegtuig net buite Bloemfontein neergestort het in Beaufort Wes opgestyg en wou vermoedelik 'n noodlanding uitvoer nadat die brandstof van sy vliegtuig opgeraak het. Die vlieënier was alleen en die
vliegtuig toe omstreeks 10 uur op die Ferrero-Hoewe suidwes van die stad neergestort het, net 'n minuut of 2 voordat hy op die Tempe lughawe sou geland het. Inwoners van die Ferrero-Hoewe het gesien hoe die vliegtuig naby die NG Kerk Leeuberg langs Dominee Kotse straat geval het. Die sentrum het dadelik die Vrystaatse noodreddingsnetwerk van hierdie ongeluk verwittig. Hy het noodlottige beserings opgedoen. Die toneel is aan die polisie in die sentrum se ongeluk en voorvalle ondersoekeenheid oorhandig vir die formele ondersoek na die ongeluk plaasgevind het. Die reddingskoördineringsentrum het sy medelee met die familie en vriende van die vlieënier uitgespreek. Die sentrum het die noodreddingsbeamptes wat vinnig op die toneel was vir hulle professionele optredes bedank. 6 mense van Mpumalanga is in die eerste 2 dae van 2026 dood weens oorstromings en kitsvloede in hierdie provinsie. 'n Polisiewoordvoerder het in die koerante gesê dat 6 mense al sedert 1 Januarie verdrink het. Onder hulle is 'n 14-jarige meisie van Middelburg wat in die kitsvloed meegesleë is en verdrink het. Sy broer, wat ook meegesleer is, kon egter gered word. Nog 2 volwasse mans is ook dood. Een is in Middelburg naby die Alzo-Vulstasie op die N4 aangetref en die ander een in Morgenson. 'n Vrou is dood toe haar motor deur 'n oorstroomde rivier op Louws Creek in die Laagveld van Mpumalanga meegesleë is. Die weerdiens het vir vandag 'n geel vlak 2 waarskuwing uitgereik oor donderbuie wat verwag word in die weste van Limpopo tot in die noorde van Gauteng, insluitend Pretoria, asook die weste van Mpumalanga, net wes van Ermelo en dele van Mbombela. Hierdie toestande sal 'n verwagting swaar reënvalle tot gevolg hê wat tot oorstromings kan lei, asook 'n moontlikheid van skadelike wind, haal en erge weerlig in die middag. Die Vrystaaters wat steeds na sege in die seisoen in die reeks soek, kom volgende Sondag teen Ulster in Amsterdam te staan. 'n Laaste groepwedstryd is die naweek daarna in Parys wanneer hulle Racing 9-2 gaan ander. Die slotte, Victor Sekete met 'n wangbeen en Johan Venter met 'n skouerbesering, asook die flank Peer Eys met 'n wangbeenbesering, kon weens beserings nie oorweeg word vir die wedstryd nie. Pieter Jansen van Vuren, Gertlie Thomas of Arno van der Merwe kan as Kalf Wegner se slotmaat oorweeg word. Daar is 7 veranderinge aan hierdie toergroep aangebring. Die 21-jarige Smal, wat verlede jaar vir die Bulle in die onder 21 gespeel het, waarna hy hom aan die begin van November by die Cheetahs aangesluit het. Hy het vir die Junior Bok in Australië gespeel, maar besoek Europa nou vir die eerste keer. Veelsidige agterspelers James Verite-Am op heel agter en vleuel en Franco Smith senter en loskakel nie die vorige toer meegemaak nie. Baie sterkte vir die Cheetah groep. Usman Khawaja sê hy gaan na die 5de en laaste toets om die as teen Engeland uit internasionale krieket tree. Die 39-jarige aanvangskolwer gaan indien hy gekies word in sy laaste toets speel wanneer die kragmeting in Sydney gaan begin. Dit sal 'n 88ste toets vir die stylvolle linkshandige wees wat sy loopbaan afsluit waar dit begin het nadat hy in 2011 sy buiging op die SCG teen Engeland gemaak het. Hy word as 'n rolmodel beskou wat deure vir ander oopgemaak het. Usman het 'n groot bydrae tot Australiese krieket gelewer deur sy uitstaande prestasies as een van ons stylvolste en veerkragtigste kolwers sedert sy toetsdebuut 15 jaar gelede gemaak is, asook van die veld af, veral deur die Usman Khawaja Stichting, soos hy Todd Greenberg, hoof van Cricket Australië. Khawaja, gekwalifiseerde vlieënier, 6206 lopies in sy toetskriket loopbaan aangeteken teen 'n gemiddelde van 43 lopies wat 600 talle ingesluit het. Die jaar se Dakar veldren begin weer in Saudi-Arabië vir 'n moordende 8000 km oor 14 dae met darm 1 rusdag halfpad deur die byeenkoms vir die honderde deelnemers op 2 en 4 wiel motorfietsse en in petrol en diesel elektries aangedrewe motors, asook die monsters van die woestyn in die vragmotorafdeling. String Suid-Afrikaners neem op 2 of 4 wiele deel onder wie die 3 motorspan van die Toyota Gazoo Racing Suid-Afrika, maar net 2 van die 6 bemanningslede in die 3 kajuite van die Suid-Afrikaans geboude Toyota Hiluxe is volbloed Suid-Afrikaners met die res internasionale deelnemers. Die 4-malige Suid-Afrikaanse veldtydrenkampioen Lategan en Cummins was die naaswenners in verlede jaar se Dakar veldtydren. Die Suid-Afrikaanse oud 4-wiel motorfietsjaar Brian Baragwanath en sy navigator Leonard Creamer neem in hulle 6de Dakar veldtydren in die motorafdeling deel. Die Stellenbosch vrouejaar Boek Klaasen sal in haar 3de Dakar veldren meeding met die Argentynse navigator Augusto Sanz wat langs haar gaan inskuif. Osprey het donderdag op Nuwejaarsdag tot die 8ste plek op die puntelys in die VRK opgeskuif, terwyl Cardiff op die Dunraven Breweryveld in Bridgend met 33 teenoor 22 punte gewen het. Die Walliese skramskakel Gideon Hari, wat een van sy span se uitblinkers was, het
2-3 vir die wedstryd gedruk. Die Dragons het in die ander Walliese derby op Nuwejaarsdag gemaklik met 28-5 oor die sukkelende Scarlets op Rodney Parade geseëvier. Dennis de Beer, voormalige loskakel van die Bulle, en die Griquas en die Pumas, het een van die Dragons se 4-3 gaan druk. Die Scarlets het albei hulle afgelope plaaslike derbies verloor en is nou laaste op die VRK puntelys. Die Scarlets se insinking kom nie op 'n goeie tyd nie, met die Walliese Rugby Unie wat in Oktober aangekondig het is van voorneem om sy getal spanne in die VRK van 4 tot 3 spanne te verminder. Die 7-malige Grand Slam enkelspelkampioen Venus Williams, wat 45 jaar oud is, het gister 'n promotorsuitnodiging na die Australiese Ope ontvang en word die oudste vrou nog om aan die eerste major toernooi van die jaar deel te neem. Ek is opgewonde om terug te wees in Australië en sien uit daarna om gedurende die Australiese somer mee te ding. Williams, 'n Australiese Ope enkelspelfinalis in 2003 en 2017, is 'n 5-malige Wimbledon kampioen, het ook 2 Amerikaanse Ope titels gewen. Sy gaan die oudste vrou word wat in die Australiese Ope speel, sedert Kimiko Date van Japan, wat 44 jaar oud was, toe sy in 2015 in die eerste ronde verloor het. Aryna Sabalenka sê sy wil 'n herhaling van haar Battle of the Sexes vertoonwedstryd met Nick Kyrgios hê, sodat sy wraak kan neem. Kyrgios het Sabalenka met 6-3 en 6-3 gewen in 'n hoogs gepubliseerde kragmeting in Dubai die afgelope Sondag met die aangepaste reëls wat aanhangers verdeel het. Die Sabalenka-Kyrgios kragmeting het teenreaksie ontlok, met sommige wat dit as 'n geldmaakfoefie beskryf het, terwyl ander gesê het dit het min te doen om vroue tennis te bevorder. Paul Royals het met Luandri Pretorius in die spits hulle Kaapse bure MI Cape Town tot 'n derde nederlaag in die SA20 cricketreeks verdoem. Met die oorwinning het die Royals die derde plek op die punteleer ingeneem, terwyl MI Cape Town, verdedigende kampioen, die heel laaste is na 4 wedstryde. Die Parelite se afvangskolwer Luandri Pretorius het 98 lopies nie uit aangeteken van 65 balle en Asa Tripe het 51 lopies van 34 balle gemoker. Pretorius en Tripe het veral onder die Kaapse bowlers Kagiso Rabada 0 vir 46 en die kaptein Rashid Khan 2 vir 31 tydens die kragspel ingeklim en 66 lopies in die eerste 6 boubeurte aangeteken. Trent Boult 1 vir 33 het op sy beurt van Miller op 19 van 14 balle ontslaag geraak, net toe die Royals se kaptein begin dreig het om skouers oop te maak. MI Cape Town het ook 'n sterk begin met die kolf gemaak met Ryan Rickelton wat 36 aangeteken en Rassie van der Dussen 59 lopies. Die T20 Wêreldbeker word in Februarie en Maart in Indië en Sri Lanka beslis. Die Proteas sal sonder 8 spelers na Indië reis, wat in die vorige toernooi in 2024 in Amerika en die Wes-Indiese eilande was, waar hulle die eindstryd gehaal het. Quinton de Kock en Aiden Markram sal die beurt begin met Tony de Zorzi, wat derde gaan kol. Dit was 'n groot besluit tussen Quinton de Kock en Ryan Rickelton, en ons het uiteindelik besluit om Quinton de Kock om die beurt saam met Aiden te begin. Die insluiting van Smith met net 2 internasionale T20 wedstryde agter sy naam het die oë groot laat rek. Die kedebaas het die snelbouler Nandre Burger, wat voor die T20 reeks teen Indië beseer was ter sprake. Hulle het egter Anrich Nortje met sy groot vaart bo hom verkies. Die aanvangsbouler Lungingiri is weer vir die T20 Wêreldbeker gekies nadat hy reisende plaasvervanger in die vorige toernooi was. Suid-Afrika se span bestaan uit Aiden Markram die kaptein, Colin Bosch, Dewald Brevis, Quinton de Kock, Tony de Zorzi, Donovan Ferreira, Marco Jansen, George Linde, Keshav Maharaj, Wayne Mpaka, David Miller, Lungingiri, Anrich Nortje, Kagiso Rabada en Jason Smith. Die afgelope naweek se VRK-wedstryde lyk as volg. Die Dragons het 28 aangeteken teen die Scarlets se 5 punte, die Ospreys se 33 aangeteken teen Cardiff Rugby se 22 punte. Ulster het 28 aangeteken teen Munster se 3 punte. Die Stormers het die Bulle gewen met 13 punte teenoor 8 punte. Leinster het getroof met 52 punte teen Connacht se 17 punte. Die Sharks het 22 aangeteken teen die Lions se 23 punte. Benetton het 14 teen Edinburgh se 15 punte opgestapel. Glasgow Warriors het 47 aangeteken teen Zeebrugge se 10 punte. Die VRK puntelys lyk as volg. In die eerste plek is die Stormers op 36 punte, in die tweede plek Glasgow Warriors op 34 punte, in die derde plek is Ulster met 31 punte, gevolg aan die vierde plek deur Cardiff Rugby ook op 31 punte. Leinster is in die 5de plek op 30 punte, in die 6de plek is Munster ook op 30, in die 7de plek is die Lions op 21 punte, in die 8ste plek is Benetton op 19 punte, in die 9de plek is die Ospreys op 18 punte,
Volg aan die 10de plek deur Edinburgh op 17 punte. In die 11de plek is die Bulle op 16 punte. In die 12de plek is Connacht met 16 punte. In die 13de plek is die Dragons met 16 punte. In die 14de plek is die Sharks op 14 punte. In die 15de plek is Zebre met 11 punte. Advertensie van Netwerk 24, tekenen en kry verskeie tydskrifte en koerante. Advertensie van Bloemkeo for you. Jy kan vir Diana of Susan met 082 390 3339 kontak. Hulle sê jy voertuig se registrasie namens jou behartig. Weerberig vir die streek lyk so: Messina 1931, Polokwane 1523, Lephalale 1631, Mbombela 1725, Mahikeng 1431, Pretoria 1528, Johannesburg 1326, Ermelo 1121, Kalahari 2135, Gaborone 1631, Richards Bay 1929, Pietermaritzburg 1325, Durban 1927, Port St Johns 1628, Pongola 1926, Maputo 2024, Bethlehem 1025, Bloemfontein 1429, Alawal Noord 1429, Welkom 1430, Vryburg 1631, Kimberley 1833, Appington 2237, Prieska 2235, Springbok 1226, Karasburg 1330, Keetmanshoop 1632, Mariental 2033, Alexanderbaai 1725, Brandvlei 1735, Loederitsbaai 1626, Vredendal 1631, Kaapstad 1730, Sutherland 1228, George 1530, Jeffreys Bay 1628, Cabarra 1532, Graaff-Reinet 1430, Kaapogillas 1726, De Aar 1831, Tino 1025, Beaufort Wes 1733 en die laaste plek was Londen 15 en 28 grade Celsius in die middag. Ons markte vir die dag lyk so: die rand verhandel teen R16.48 teenoor die Amerikaanse dollar. Die Australiese dollar kos R11.04. Die euro verhandel teen R19.33. Die pond kos R22.20. Die yen verhandel teen 11 sent. Platinum se prys per fyn ons is $2142. Palladium se prys per fyn ons is $1667. Silwer kos $72.62 Amerikaanse sent. Goud per fyn ons is $4332. Brent olie per vat is $60.75 Amerikaanse sent. Gedagte vir die dag: planne vir 2026. Vee negatiewe mense uit. Aanvaar jou foute. Vergeet die verlede. Begin jou lewe oor. Dis al vir vandag. Onthou om te like, deel met jou vriende en jou vriendinne en onthou om te subscribe op my kanaal. 'n Aangename dag en week en jaar word vir almal toegewens.